Geliefdes, lekker om jou vanoggend te groet op hierdie Vrydag die 17de April en dit is net so wonderlik om te weet, ons behoort aan die Vader en dit deur die opgestane Here Jesus Christus. En mag die Heilige Gees ons vanoggend hierin naby hou. Liewe jong mense, mamas, papas, oupas, oumas, dis lekker. Dis net lekker om 'n kind van die Here te wees en te weet dat die Here elkeen van ons ook as instrument in sy hand gebruik. En ons is hierdie week besig met innerlike genesing deur die vaardighede van ons tong en ons mond en gesprekke met mense wat naby in ons harte is, nê. Ons het hierdie week 'n paar vaardighede met mekaar gedeel en vanoggend gaan ons verder daarmee. En mag die Heilige Gees jou ook hierin naby wees en help. Ons gaan vanoggend vir mekaar sê, dis baie keer so dat mense fyngevoelig is, nê, te lig geraak is. En dan kry hulle seer in hulle hart, seer en hulle deel dit met ons en dan moet ons versigtig wees. Hoewel ons mag dink hulle is te fyngevoelig en te lig geraak, dan moet ons versigtig wees om vir hulle te sê, nee man, dis net jou verbeelding. Hulle het dit nie so bedoel nie, of dit wat gebeur is nie so erg nie, jy sien dit verkeerd, jy trek dit jouself te vinnig en te na aan. En alhoewel ek en jy so mag dink, is dit nie die plek vir ons om dit te sê nie. Deur vir hulle te sê, nee man, jy verbeel dit jouself, daai persoon dit nie so bedoel nie, maak jy eintlik hierdie persoon se vertroue in jou seer, want hy of sy neem jou in vertroue om hulle seer met jou te deel en as ek en jy die skuld dan eintlik meer na hulle kant toe oorplaas, maak dit dat hulle voel, maar hulle wil nie regtig verder in hierdie gesprek deelneem nie. So mag die Heilige Gees van ons ook hierin lei en naby wees, om hulle te begelei tot 'n plek waar hulle self ontdek, hulle is te lig geraak. Maar moenie dat ek en jy dit sommer prontuit vir hulle sê, ag nee man, dis nie so erg nie, dis net jou verbeelding nie. Nee. Kom ons gaan ook volgende verder en ons sê vir mekaar, dis natuurlik belangrik om die Bybel te gebruik, wanneer dit kom by vertroosting en genesing van stikkende harte. Maar wees versigtig. Probeer om 'n gedeelte te kies wat aansluit by die persoon se seer. Moenie hom of haar laat voel dat die Here hulle veroordeel nie. Wees ook versigtig om nie altyd sommer net te troos met liefde en te verkondig, alles gaan goed wees, want alles is vol liefde nie. Soms is dit nodig om 'n gedeelte te lees wat die persoon oor haar eie gesindheid en benadering sal laat nadink. En as jy dit wil doen, is dit natuurlik belangrik dat jy die Bybel moet bestudeer en dit goed leer ken. Moet dus nie sommer net lig geraak met God se woord omgaan nie. Want die Here het dikwels deur sy woord 'n diep plan ook met ander mense se hartseer. Bid dus voordat jy 'n teks uitdeel. Bid dus en mag die Heilige Gees jou lei om 'n gedeelte vir 'n spesifieke persoon wat hy op jou hart gedruk het, te gee. Geliefdes, al hierdie beginsels, al hierdie vaardighede wat ons in hierdie week met mekaar gedeel het, is nie bedoel dat jy 'n beraader word nie. Nee, natuurlik nie. Dit gaan oor die algemene gesprekke wat ek en jy met mense het. Ons beleef almal pyn en ons het almal hierdie genesende gesprekke nodig. Soms sal jy dit in die rol van 'n beraader of 'n helper of 'n pa of 'n ma of 'n kind vir jou ouers wees. Maar wanneer jy self in pyn is, sal jy gewillig moet wees om iemand te vertrou, iemand anders, om daardie rol weer vir jou te vervul en te speel. Hierdie beginsel lê dus daarin opgesluit dat as ek bereid is om te luister en raad te gee en te lei en te begelei, moet ek ook gereed wees
om ten tye wanneer ek dit nodig het, toe te laat dat die Heilige Gees deur iemand anders vir my hierdie kosbare heilsame gesprek kom voer en kom lei. Daarom, ons sluit hierdie week af met Spreuke 10 vers 11. Die woorde van die regverdige bring lewe en geluk. Mag ek en jy spreek woordelik in die hande van die Heilige Gees die rol van die regverdige vertolk en mag ons lewe en genesing en geluk vir hulle bring wat ons vertrou met hulle seer. Geliefdes, ons bid dit vir die Here se kerk wêreldwyd, vir ons eie gemeente en vir jou in jou eie bepaalde konteks. Ons bid dit in Jesus se naam, ons Here. Amen.